Ons het vandag met so lekker gees begin. Ek wil eintlik 'n vraag aan julle stel wat al die heel week in my hart, dat ek so bewus van die feit dat Jesus werklik gesterf het en hy het werklik vir ons opgestaan. En die feit dat hy lewe en dat hy saam met ons lewe. Ons sê dit, maar ek het 'n vraag vir jou en dit is dieselfde vraag wat ek vir myself vra is glo ek regtig dat hy leef. En as ek dit sê, bedoel ek nou nie 'n groot oorhoofse vraagie, glo jy regtig dat Jesus leef? Ja, nee, ja broer, nee. En dan gaan ons aan nie. Nee, ek soek daai antwoord van, okay, maar as jy glo, hoe lyk jou besluite? As jy glo, nee, wat wys vir my dat jy glo en wat wys vir jou dat jy glo? Want as jy regtig lief is vir jou vrou, nee, dan bære jy die tandepasta waar sy wil hê jy moet dit bære, nee. En as jy regtig lief is vir haar, dan tel jy maar jou broek op, al dink jy dis right om hom net so in die hoek in te skop, nee, nie Christo nie. So as jy regtig lief is, nee, dan is daar goed wat jy tog doen, nee. Soos ek regtig lief is, as ek regtig glo. Nee, nou in Lukas 24 vanaf vers 1 af, ek gaan sommer daai stukkie vir ons lees, nee, ons gaan tot by vers 6 lees. Teen dagbreek op die eerste dag van die week, het hulle na die graf gegaan en met die getuies, met geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was. En toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry. Hulle was verward hieroor, maar skielik het daar 2 mans met glansende klere verby hulle gestaan. Hulle was verskrik en hulle het hulle gesigte na die grond toe gedraai. En die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Waarom soek julle die lewende by die dooies? En dan as ek dink aan my eie geloofspad en ek dink aan hoe ons glo en hoe ons leef en hoe ons die woord vir onsself vat en dit deel maak, dan weet ek nie elke dag of ek dit lewend maak nie, nee. Hoekom soek ek dit wat dood is, dit wat nie krag het nie? Hoekom gaan ek terug na dit wat nie krag het nie? Hoekom bly ek nie by maar ek soek eintlik die lewe nie? So my intensie is nie om terug te gaan na dit wat dood is nie. My intensie is nie om te soek dit wat dood is nie, maar my intensie is om dit te soek wat lewend is. Met ander woorde, ek soek die interaksie met Jesus Christus. Ek soek die teenwoordigheid van Heilige Gees. Ek soek die stem van God die Vader wat oor my spreek. Soos wat hy oor Jesus gespreek het, nee, toe Johannes hom gedoop het. Hierdie is my seun. Dis wat ek soek die lewende gedeelte. Hoekom herinner ons onsself nie aan dit wat lewe nie, maar ons herinner onsself aan dit wat dood is? En dan 'n mooi voorbeeld is, nee, is ons onthou al die foute wat ons gemaak het. Nee. En nou die dag toe praat ons oor hoe ons monumente moet bou. Jy weet, die Here het vir die Israeliete gevra, elke keer as hulle deur iets gegaan het hulle gesê, pak 'n klomp klippe op mekaar. As 'n stapel van herinnering. En bou 'n monument as 'n herinnering van hoe getrou ek was en hoe goed ek vir julle was. Nou ek kan 20, 30, 40 jaar terug onthou hoe swaar dit gegaan het, maar ek sukkel om al die goeie goed te onthou. En dan vandag is dit fantasties, want ons fone, ek weet nie of julle fone dit ook doen nie, maar Google en Apple en ek weet nie nog een, nee, ek vooral se foto's oral. Dan kry ek so e-possie of ek kry 'n herinnering, nee. Dan is dit soos, kan jy onthou hoe was dit toe gewees? En dan word ek net herinner aan al die goeie tye en al die vreugde en al die liefde en alles wat lekker was. En dan dink ek maar my hart moet vol wees van daai goed, want dis genadegawes van die Here af.
En dan kom ons vandag by mekaar en die so gees van opgewondenheid en van vreugde en almal lag en terg, En dan besef ek, maar dis Heilige Gees wat inspireer. En dan dink ons, dis maar net mens. Maar alle goeie goed kom van die Here af, So ek wil graag hê dat ons vandag en hierdie jaar wat vir ons voorlê, want kyk ons, omdat ons in 'n somer of in die suidelike halfrond bly, organiseer ons lewe van Januarie tot Desember, Maar ons as gelowiges moet ons lewe organiseer vanaf Paasfees tot Paasfees. Want hierdie is werklik die belangrikste dag in ons kalender. En ek weet, ons maak 'n groot ding van Kersfees, en al die familie ry van ver af, en dit maak my hart so seer as ek sien al die aktiwiteite. Ek meen, my een kind speel 'n toer, of het 'n toer hierdie en dan het 'n toer daarna toe, en dan al die families is uit mekaar uit, en ons minag dit wat die Here vir ons gegee het. Ons heg nie meer waarde aan die feit dat die Here vir ons tyd gegee het om te sê, okay, maar daar's selfs met 'n goddelose regering kry ons die voorreg om af te vat en tyd te maak en onsself te herinner dat ons hoef nie die lewende goed by die dooies te soek. Ons hoef nie onsself te herinner aan die leuns van die vyand nie. Ons kan onsself herinner aan die vreugde en die oorvloed van Jesus Christus. So kom ons lees in Matteus 28 vanaf vers 1 tot 10. En dit gaan nou 'n langer stukkie wees, en dan het ons 'n kort boodskap, maar so na die Sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalene en 'n ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos die weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak het gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vrou en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet, julle soek Jesus die gekruisigde, en hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar ek gelê het, en haas julle, en gaan sê vir die disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, en daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Toe gaan hulle nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat julle na Galilea toe moet gaan. Daar sal julle my sien. Nou, ek meen, die engel kom, en in die vorige verhaal het die engele net gekom en vir hulle gesê, nee, en die ene het op die klip gesit, en so bietjie tergerig, en die ander manne het gehardloop, en hy het nie vir hulle gesê, moet nie bang wees. Maar vir die girls het hy gesê, okay, julle kan ontspan, moet nie bang wees nie, maar daarna, 'n paar keer, dan is dit soos, maar hulle was nog steeds vol vrees, en hulle was vol angs. Want hulle het gegaan met hulle krye in hulle kultuur en hulle tradisie, en hulle het gegaan om te gaan, maar ons wil eerbied bring aan wie Jesus was. Ons wil dit doen wat ons moet doen, dit wat vir ons reg is, en dit wat vir ons aanvaarbaar is. Ons wil graag daai goed doen. En dan elkeen van ons het daai goedjies, wat ek moet doen, sodat my lewe alright is. Iemand het 'n sekere roetine in die oggend, en 'n ander ou het 'n sekere roetine in die aand, en 'n ander ou wil hê sy lesenaar moet so lyk, en 'n ander ou se kar moet asseblief net nie de mekaar wees nie. En 'n ander ou se boeke moet so wees, en 'n ander ou moet jy asseblief net nie aan daai pak papiere raak nie, want hy weet presies wat aangaan. Ja, maar dit snaaks hoe die vrouens se koppe so maak, En elkeen van ons het hierdie goed wat ons weet, okay, maar as my lewe, as hierdie stukkie van my lewe in orde is, dan is my lewe alright. Daar kan chaos buite wees en ek sal dit kan organise. En hier kom hulle, om 'n bietjie orde te skep in chaos. Het jy dit al probeer doen, Jou lewe is in wanorde,
En dan try jy 'n bietjie orde skep, net sodat jy voel jy's alright. Nee? En hierdie vrouens, hulle wêreld is omver gegooi. Want die Messias is nie meer met ons nie. Want hulle het werklik geglo. So hulle wêreld is totaal en al geruïneer. Hulle wêreld is geskit. En dan kom hulle en sê, okay, maar kom ons volg die tradisie en ons gaan doen dit wat ons vir die dooies doen. Ons gaan sy like met krye smeer en ons gaan hom weer toedraai en ons gaan hom besorg. En ons gaan liefde betoon en eerbied betoon. Dan kom hulle daar en hulle sien klere wat soos bliksemstrale lyk. En hulle sien 'n man wat net vrees in mense se harte opwek. Want die glorie en die glans van God skyn uit sy binneste uit, nee, uit sy wese uit. En dan weet ek in my lewe, wanneer ek probeer orde skep, nee, dan kry ek dit net ten dele reg. En dan sê die engel vir hulle, maar vrees nie meer nie. En gaan na Galilea toe, doen wat hy vir julle gesê het om te doen. En ek dink dis die sleutel, nee. Gaan doen dit wat hy vir jou gesê het om te doen. En dan kom ek terug na my vorige punt toe, nee, van wat is jou verwagting? Dit is die vraag wat jy vir jouself vra. Want as my verwagting is, nee, dat soos het ons Vrydag gepraat het, my verwagting is dat ek 'n ontmoeting met God die Vader sal hê. My verwagting is dat ek self van Jesus afval. My verwagting is dat Heilige Gees met my praat. Wie wonder of hulle Heilige Gees se stem kan hoor? Jy mag my jou hand opsteek, né? Okay, as jy nie wil nie, né? Pik is sterk genoeg. Pik sê, okay, né? Paar van ons wonder, né? Jy wonder of jy Heilige Gees se stem kan hoor. Né? Nou ek kan vir jou bewys dat jy Heilige Gees se stem kan hoor. En die manier hoe ek dit weet is want as jy al Jesus bely het met jou mond, né, dan kan jy sy stem hoor. Dis so eenvoudig soos dit. Want jy kan nie tot bekering kom as jy nie Heilige Gees se stem kan hoor nie. So niemand kan vir jou sê jy kan nie hoor nie. En al sê jy dit vir jouself, dan ontken jy jou bekering. Jy hoor, né? So dis nogal 'n uitdaging. As ons wil sê, maar ek kan nie, Heilige Gees kan nie met my praat. Maar hoe openbaar God aan jou? Hoe wys hy vir jou dit wat hy vir jou bewys? Hoe wys hy vir jou genade en liefde en vrede en vreugde? Dis slegs die Heilige Gees wat hy doen. In Johannes 1, in die begin was die woord was met God, en die woord was God, né? So dis wat terugverwys na Genesis toe, né? Jesus was met God gewees. En die Gees van die Here het uitgegaan en geskep, né? Dis waar daar staan, die drie enige God is gemanifesteer die eerste keer in Genesis 1. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die woord was met God, Jesus was by God gewees en die Gees het uitgegaan en hy het geskep. Met ander woorde, dit wat Jesus gespreek het die Gees tot stand gebring. So in jou lewe, dit wat die Gees spreek, of dit wat Jesus spreek, bring die Gees tot stand. So Jesus openbaar homself aan jou en die Gees wys vir jou dit en jy reageer op dit en dan sê jy, ja Here, ek soek U. Dis so eenvoudig soos dit. Dis nie moeiliker as dit nie. So jy kan Heilige Gees se stem hoor. So ek en jy baie kere, soos hierdie vrouens, nê, wat in vers 8 met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop. Dat ons met vrees en met blydskap, nê, daai opwinding van hier's iets op pad, maar ek weet nie hoe gaan dit lyk nie, hoe gaan dit wees nie, gaan dit reg wees, gaan dit goed wees, gaan ek iets daai, jy weet, verstaan. Ons almal kry daai opwinding, nê, van hier's die onbekende. En dan soek ons antwoorde. En dan wil ek vir jou sê, is al wat jy nodig het, is 'n ontmoeting met Jesus Christus. Want in die volgende oomblik, nee, het Jesus hulle gekonfronteer, en dan sê hy vir hulle, gegroet is julle.
Hey, hoe gaan dit? So lekker om julle te sien. En my behoefte is, dis my, ek bely nou my behoefte. My behoefte is dat ek op 'n daaglikse basis so ontmoeting met Jesus kan hê. My gebed vir julle is dat julle op 'n daaglikse basis so ontmoeting met Jesus kan hê. Waar hy vir julle kan sê, hey, hoe gaan dit? Maar ek hier vir hom sê nie 'n bietjie rof op die oomblik. Of fantasties, Dit en dit en dit het gebeur. Here, ek weet nie, hierdie is moeilik. So die krag van die opstanding lei ons na 3 aannames wat ons regtig kan maak, En die eerste een is dat Jesus het die dood oorwin. Met ander woorde, daai behoefte wat ons het, om elke keer die dood terug te bring in ons denke in ons wese in ons menswees in ons wêreld in, Ons kan dit maar een kant parkeer. En as iemand jou nog die hele tyd daaraan herinner, moet hulle nou nie parkeer nie, helemaal net lief, maar ons kan Jesus in dit inbring, dat hy hierdie dood oorwin. En die tweede ene wat ons kan vat is dat ons het regtig 'n nuwe lewe ontvang. Wie van julle ook van daai YouTube video's hou wat vat 'n ou kar en dan ek kan dit vir ure kyk, en dan sê almal, kan ons net iets kyk asseblief? Ek kan dit vir ure kyk. Maar in elk geval, so ek hou van daai tipe goed, van iemand wat iets uitvat, en dan skuur hulle dit af, en dan dink hulle, jou se lewe is baie, hy het nie baie om te doen nie. Maar in elk geval, en dan, hy het nie genoeg werk. En dan, as hy klaar is, dan lyk dit regtig fantasties, Nou, jy is nie so nie. Die Here het jou nie gerestoreer nie. Jy is nie 'n ou Land Rover van die 50s af, wat se raam gekraak is, wat ons nou maar stukkies moet inpatch, Jy is nie 'n klassieke model wat oorgedoen is. Party van ons bietjie meer klassiek as die res, maar die krake wys by party bietjie meer as die res, maar in jou gees, jy's nie iets wat oorgedoen is nie. Jy's niet gemaak. So ons het 'n nuwe lewe ontvang. So daai gedagte van, dat die Here het maar net dit gevat wat daar was, en hy het dit alright gemaak, dat dit soort van aanvaarbaar is. Soos hierdie 3 jong manne wat hulle self 'n bietjie alright gemaak het vandag. Dit is baie warm, ek kry ook warm. Ek dink ons moet daai deur agter oopmaak. Maar so ons het nuwe lewe ontvang. En dan die derde een is dat ek en jy kan nou met daai opstandingskrag begin leef. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is binne jou. Dis 'n vreemde konsep, om te dink dat die krag van God is binne in my. Maar ek voel nie anders nie. Maar jy kan nie gaan op gevoel nie. Want as jy gaan op gevoel en jy te veel pizza gee, dan voel jy anders, Maar het God verander. So jy kan nie gaan op gevoel nie. Jy kan nie gaan op emosie nie. So, kom ons lees 1 Korintiërs 15. Vers 55 en 57. tot 57, ekskuus. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Waaraan God die dank, wat aan ons die oorwinning deur ons Here Jesus Christus. Daarop, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. Met ander woorde, die loon van die sonde is dood, Nou, dis baie gerieflik om na dit in ewigheidsterme te dink. Want daarom het ons hopelik 80 jaar, En party is bietjie meer geseënd, dan kry hulle 90 of 100 of dalk 112,
En dan as jy vir daai gaan kuier wat daar gaan, dan wonder jy of dit altyd vir almal 'n seën is. En dan kry jy hierdie ou tannie wat op 112 nog vol spank is en sy roel die wêreld. En dan dink jy vir haar sit 'n blessing. En dan kry jy iemand wat ander persoon wat op 60 voel, die wêreld het hulle plat getrap en dis glad nie meer 'n seën nie. Maar dis lekker om te dink vir ons, dat ons ewigheid is 2 punte. Met ander woorde, ek het gebore, en dan iewerster in die middel het ek my hart vir die Here gegee, en dan aan die einde, dan is daar mos nou 'n oordeelsdag, En dan kan ek mos nou hier in die middel, het ek nogal redelike vryheid om in te kleer tussen die lyne. En dan party van ons vetkruite is baie dikker as die res, party kleur met sulke vetkruite in, en ander gebruik mooi potlode, En dan kleur ons nou in, En ons doen ons ding. En dit is gerieflik om te dink ons het baie spasie. Maar wat hier staan, is nie dit nie. Want wat hier staan is, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde wat lê in die wet. Met ander woorde, ek en jy kan kies, aan hoeveel dood wil ons onsself blootstel, tot en met daai laaste dag. Hoor julle wat ek sê? Dit is nie 'n oordeel nie. Ek meen, dit is prakties. Ons almal het vlees, Ons almal het vleeslike behoeftes, en ons almal is mens, en ons almal het uitdagings, en ons almal het versoekings, Jesus het ook versoekings gehad. Die woord sê hy was mens net soos wat jy is, en hy is versoek net soos wat jy versoek is. Met ander woorde, dieselfde uitdaging wat dit vir jou is om die regte ding te doen, was dit vir hom. Hy was 100% mens en 100% God. So die angel van die dood, waar die krag van die sonde lê in die wet, maar aan God die dank, dat ons die oorwinning gegee het, deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers en susters, wees standvastig en onwrikbaar. En wy julleself ten volle toe. Met ander woorde, ons leef nie vir met sulke staccato, hier is 'n event en dan sal later weer 'n event nie. Ons leef. So Jesus het die dood oorwin vir jou nou vandag. Met ander woorde, jy leef nie meer uit dood uit nie, jy leef nou van hier af uit lewe uit. Jy kies nie meer na die dood toe nie, jy kies nou na die lewe toe. Paulus sê, maar dit wat ek wil hê, kies ek nie, en dit wat ek nie wil hê nie, kies ek. En dit is 'n baie poëtiese manier om te sê, ek trap heeltyd in 'n slag af. So, selfs ou Paulus wat so hoogheilig was en in 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, hy het dit ook erken. So jy's in goeie company. Jy's nie erger as die res nie, jy's nie so donker dat die Here nie jou kan red nie. Selfs Paulus het gesê hy sukkel ook. Met ander woorde, jy het nie 'n verskoning nie. Want as Paulus wat dieselfde gesê het, kan sê, okay, maar ten spyte van die feit dat ek nie kan kies nie, kies ek nog steeds. Ten spyte van die feit dat ek sukkel met sekere goed, wy ek nog steeds en ek kies lewe die hele tyd. So sonde wat dood bring, is so, dit bring dood. En dan hoe wen ek sonde? Hoe oorwin ek die vyand? Ek tree in die teenoorgestelde gees. So as jy in 'n situasie is waar daar woede is, dan bring jy sagtheid en jy bring liefde. As jy in 'n situasie is waar daar afguns is, dan bring jy aanvaarding, en jy bring vreugde en jy bring liefde. Jaloesie, teenoorgestelde van jaloesie. Ek is so bly vir jou. Ek is so dankbaar die Here het vir julle voorsien. Ek is so opgewonde. Ons tree in die teenoorgestelde gees op. Ons kies lewe en nie dood. En dan Romeine 6 vers 4, kom ons lees dit gou. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus
deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Nou, ons het nie net die voorreg om te glo dat Jesus leef. Ons ontken dat sy dood en sy opstanding ons transformeer. Met ander woorde, as ek deelgeneem het in die doop, en ek het myself begrawe in 'n verklaring gemaak, dan moet ek toelaat dat dit sigbaar is. Want daai verklaring weergalm oor tyd heen. Jy weet, dit is soos 'n klankgolf, Ek kan nou 'n klankgolf laat gaan en ek spreek hom, en dan daai golf ons vermoë om die golf te hoor, As jy ver gaan staan, gaan jy my nie hoor nie, stem julle saam, Maar wanneer hou hy op? Hy doen nie. Jy hoor, As ek 'n lig skyn en ek kyk in die hemelruim in, en ek kyk na die naaste sterrestelsel wat ek weet nie hoeveel honderde duisende ligjare of duisende ligjare of wat ook al, 400 ligjare of 500 ligjare. Met ander woorde, dit vat lig 400 of 500 of 1000 of 1 miljoen jaar, om van daar af tot hier te reis. Met ander woorde, ek wat 'n liggie hier aanskyn, al is dit so flou, wie kan hy ou Eveready torches onthou, daai geel is met die swart, so geel, dan werk hy net so 10 minute, Vat jy daai, dan skyn jy daai flou liggie, as jy daai lig skyn, dan skyn hy. Met ander woorde, as God spreek, dan hou dit aan. En dan as ek praat, dan hou dit aan. Dit hou nie op nie. So ons het 'n nuwe lewe ontvang, en dan daai nuwe lewe, saam met ons verklaring en saam met ons getuienis, met aanhou spreek. En ja, daai wat ek een keer gespreek het, hou aan, maar dan moet ek weer. En ek moet weer en ek moet weer. En dan seker die sterkste ene, is kom ons lees in Efesiërs 1 vers 19 tot 20. En dis die feit dat ek en jy nou nie meer leef uit ons eie krag uit nie. Maar ons leef uit die opstandingskrag uit. So Efesiërs 1:19. Ons lees sommer van vers 17 af. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, want die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood uit opgewek het, en hom te laat sit aan sy regterhand in die hemel. Nou, dit is nou baie mooi geskryf, maar kan ek nou vir julle in my kop die Pieter weergawe gee, Wat ek lees is toe God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, nadat Jesus in die hel ingegaan het en die sleutels van die doderyk gevat het en dit syne gemaak het, en hy vir die vyand gesê het, mooi dag, daai toe hy dit gedoen het, en God vir hom gesê het, nou kom sit jy aan my regterhand, is hierdie gebed wat hy hier bid, is die behoefte dat ek en jy die insig en die geestelike openbaring sal hê, dat ons dit sal verstaan, dat daai selfde krag wat God gebruik het om dit reg te kry, dat dit binne in jou is, dat die gees van God so binne in jou is, en jy hoef nie 'n pastoor of 'n dominee of 'n priester of 'n wat ook al te wees nie, en jy hoef nie te geswat het nie, en jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken nie,
en jy hoef nie 16 ure 'n dag te bid nie, nê? En jy hoef nie elke week te vas nie, en jy hoef nie die heiligste mens op aarde te wees nie. En as jy die openbaring het, dat Jesus Christus jou God is, en jy het hom bely met jou mond, en jy glo met jou hart, is dit wat in jou binneste is. En dan twyfel ons nog. So die opstanding is nie net iets wat met Jesus gebeur het nie. Is iets wat nou binne en deur jou werk. Dis 'n lewende vors en mag wat in jou binneste werk, elke dag, om God se wil tot stand te sien kom. Dis nie 'n geskiedkundige gebeurtenis nie. Ek kyk hierdie naweek en deur die week, nê, probeer ek video's kyk oor hoe verskillende ouens se perspektiewe rondom dit is, nê. En dan kom jy éventueel by hierdie geskiedkundiges af, en dan hulle almal sê, self die ateïste sê, nê, dit is 'n feit. Dis 'n geskiedkundige feit. As jy Jesus is opgestaan, dieselfde ouens wat gesê het, hy het gelewe na sy dood, is dieselfde ouens wat die geskiedenis van die Romeinse Ryk geskryf het. Dis dieselfde mense, nê? En dis nie mense wat geglo het noodwendig nie. Dis net 'n geskiedkundige, hy het net gedokumenteer. So as jy nie dit glo nie, kan jy geen geskiedenis glo nie van daai tyd nie. Maar as ons dit reduseer na dit toe, dan is dit net nog 'n gebeurtenis, nê? Dis net nog iets wat gebeur het wat ons nie lekker kan verklaar nie. Maar wat die Here hier vir jou sê vandag, is dat die opstanding is nie net iets wat met Jesus gebeur het nie, dis iets wat binne in jou werk nou. So ek wil ons 'n kans gee. Kom sluit ons oop. En dan, Heilige Gees, ek wil vra, Here, dat U in ons harte en in ons wesens, in ons binneste vaardig sal wees nou. En dankie dat U Uself opnuut aan ons wil openbaar. Dankie, Here, dat U met elkeen spreek en dat dit nie ek is nie, maar dat dit U is en dat U genade genoeg is. Dankie, Jesus. So ek wil vir jou vra dat soos wat ons oë nou gesluit is, nê. As jy nog wonder en jy twyfel nog, nê, en dat jy God se stem kan hoor. En jy het 'n behoefte tot die nuwe lewe wat daar vir jou is, en jy het behoefte tot die herstel. Dat jy nou nie daar waar jy is, dit vir die Here aan hom sal openbaar. En sê vir hom, so dankie Jesus dat ons in die teenwoordigheid, Heilige Gees in die midde, dankie Pa dat U met ons is en dat U so lief is vir ons. En dankie dat U Uself in ons binneste gevestig het, Here. En soos Moses my soveel keer vra, maar hoe kan Jesus binne in my wees? Hoe kan die krag binne in ons wees, Here? Dankie dat ek kan bid dat U in en deur elkeen van ons U krag sal openbaar op 'n manier wat ons nog nooit gedink het moontlik is. Dankie, Here, vir drome en vir visioene en vir openbarings met U, Here. Dankie vir vrede waar daar voorheen weerstand en haat en woede was, Here. Dankie vir vergifnis waar daar voorheen onvergifnis was. Dankie vir genesing waar dit nodig is. Dankie, Heilige Gees, dat die krag, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, nou in ons binneste sal funksioneer en vloei. En dat ons nie meer die dooies sal gaan soek nie, Here, maar dat ons U wat lewe deel sal maak van ons daaglikse beweging, in ons daaglikse
omgewing en ons daaglikse gebruik. Dankie dat die krag tasbaar is in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek wil hê ons moet 'n verklaring maak. Elkeen van ons. Julle kan sommer net agter my aan sê, nê? En die eerste een is dat Jesus leef. En die tweede een is ek is nuut gemaak. En die derde een is dat van vandag af leef ek in sy oorwinning. Amen. So ek seën julle by die volgende. Mag die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, nou in en deur jou vloei. Mag daai krag jou hart herstel, jou visie versterk, jou ore oopmaak, jou hande en jou voete bereidwillig maak, en jou gees toespits of wat hy mee besig is, in en rondom jou. In Jesus naam alleen. Amen.